Here, in hierdie dag, Here, terwyl ons nou terugdink in die geskiedenis en dit wat afgespeel het, Here, U wat gekruisig is, Here, die nood wat daar was, die wanhoop, die hopeloosheid, Here, waar U gesterf het, en waar almal nou sonder U gelaat is. Maar Here, die opgewondenheid in die oggend, toe U graf besoek is, toe daar opgemerk is dat die graf leeg is, Here, toe daar gesien is, dat U dan so die boodskap ook daar laat, dat U weer gaan kom. Here, U verskyning aan almal, aan wie U verskyn het, die voorreg daarvoor, die opgewondenheid, Here. Here, dankie. Dankie, Here, dat ons as mens nie in beheer is nie. Here, dankie dat U in beheer is. Dankie dat U die beste weet. Dankie, Here, vir hierdie dag wat ons kan herdenk. Here, dankie vir hierdie dag wat ons deel van ons lewens kan maak. Here, dat ons die voorreg het om hierdie dag te kan koester. Here, dat ons die voorreg het om te kan deel in hierdie dag. Here, dat ons die voorreg kan hê om hierdie dag te kan laat voortleef deur U werking in ons lewens. En daarom, Here, dankie vir alles wat U vir ons doen. Dankie, Here, vir gesondheid. Dankie vir hierdie dag. Dankie vir ons kerk. Dankie, Here, vir elke lidmaat. Dankie, Here, vir elke ene wat U glo. Here, wat U dien, wat die begeerte in hulle harte het om 'n verskil te maak deur U genade. Daarom, Here, dankie dat U met ons as mens bemoeienis maak. Dankie, Here, vir so baie voorregte wat ons geniet, terwyl ons dit nie een verdien nie. Here, ons wil vra dat U in hierdie dag ons ore sal open. Here, dat ons in hierdie dag U liefde in U woord sal sien. Here, dat ons nie maar net, Here, die verkeerde sal aflê nie. Die verkeerde sal bely en laat staan nie. Maar Here, dat ons die regte dinge sal doen. Dat ons deur wat ons doen, waarmee ons besig hou, dat ons U naam daardeur sal verheerlik. En Here, dadelik dan besef ons, Here, die nood waarin ons is, ons eie onvermoë. Here, so baie keer het ons al probeer. So baie keer het die disippels, Here, probeer, en hulle het gefaal. Daarom, Here, vervul ons in hierdie dag, en Here, gee dat ons dan so, U naam, in alles sal verheerlik. Here, ons slaan ons oë op na die berge, want waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van U alleen, Here, wat hemel en aarde gemaak het. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word geskenk van God ons Vader, en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Baie, baie dankie, vriende. Ek hou graag aan hier die afkondigings voor, namens die Eerware Kerkraad. En eerste, ons het bietjie in die week, het Dominee Martin 'n verwer gebring, en hulle het vir ons hierdie voorste mure geverf, terwyl daar baie merke agter die borde en so meer was. So ek hoop jy hou 'n bietjie van die donker skakering hier voor. Dit laat dit vir my mooi vertoon van vooraf. So dit is my 'n baie mooi kleur wat dan gekies is ook om hierdie mure mee te verf. So ons is Here dankbaar daarvoor dat ons ook 'n bietjie onderhoud kon gedoen het. As jy slank wil naslaan, ons lees vandag uit Handelinge hoofstuk 4, dieselfde gedeelte as wat ons Vrydag voorgehou het, en ons gaan van daardie gedeelte uit ook, gaan ons die woord van die Here ook in hierdie oggend dan bedien. Woensdagoggend bid hier, 6:30 by Tannie Rita Brinkman, en dan die aand bid hier om 6:30 hier by die kerk. Donderdag aand aanlyn bid hier, van 7:00 tot 8:00. Hier is 'n wonderlike voorreg. Terwyl jy in die gemak van jou eie huis kan sit, kan jy deel in 'n Bybelstudie wat vir ons aangebied word. 'n Wonderlike voorreg wat jy vir familie en vriende ook kan aanstuur. So maak nie saak waar hulle woon in die hele wêreld nie, hulle kan saam met jou deel, saam met jou die Bybel bestudeer. So hierdie is vir my, daar's amper nie vir my 'n verskoning om nie daarin te kan deel nie. So deel saam met ons daarin, sodat die woord van die Here ook vir jou lewend en kragtig kan wees in jou lewe. 25 tot 27 April, dis eerskomende naweek, is daar 'n jeugkamp by Eden. Bid asseblief, dit is die jeug van reg oor die hele land wat daarheen gaan. Daar's 5 van ons gemeentelede se kinders wat dan ook soontoe gaan, van die jong mense. Bid dat die Here ook so in hulle lewens sal werk. Bid dat die Here ook dan so vir hulle wonderwerke sal doen. Die verwagting wat in hulle harte is, dat die Here hulle daarvoor sal seën. So bid asseblief ook
vir die ander kinders wat soontoe gaan, vir die organisering, vir die persone wat die woord gaan bedien daar, vir die voorbereidings wat daar nog moet gebeur, bid asseblief vir alles wat daar nog moet kom, vir dit ook. Dan die 18de Mei, het ons as gemeente dit goed gedink om vir Dominee Johnny Gates te nooi. Hy is wel bekend by u. Hy gaan met ons kom praat oor kerklike finansies, so hy gaan vir ons die woord bedien, en dan gaan hy 'n bietjie vir ons toelichting ook gee. Wat is ons verantwoordelikheid teenoor die kerk? Wat is die kerk se verantwoordelikheid ten opsigte van finansiële bestuur? My finansies in my Christelike lewe, ek as kind van God en my beursie, is nie twee verskillende goeders nie. Dis een en dieselfde ek wat die Here moet dien. So Dominee Johnny Gates gaan dan heerlik met ons gesels terwyl hy in beheer is van ons kerklike finansies en die bestuur daarvan. So dan gaan hy ons kom toelig en dan ook vir ons kom bedien met die woord van die Here. Dan die CVV het 'n oulike CVV papierbazaar op hulle vergadering bespreek. So as jy onseker is oor waaroor alles gaan, dit gaan soos 'n papier 'n bazaar wees, maar net in 'n papiervorm, so dan gaan nie is dit nou 'n virtuele bazaar dan? Dan gaan nie 'n werklike bazaar wees nie, dan gaan net 'n bietjie kontant uitruiling wees om die CVV ook te befonds om hulle ook dit mee te help. Ek dink amper die fondse gaan vir die CVV kamp. So dit gaan ten bate van die vroue kamp wat later in die jaar gaan wees. So asseblief, ons weet die kostes het nou al opgegaan weer intussen, en ons weet dit is nou al duur om so toe te gaan en so meer, maar ons as gemeente wil dit nog steeds vir almal moontlik maak om die CVV kamp by te woon. So daarom hierdie inisiatiewe om dan te help, om dan so die kostes vir ons gemeentelede bietjie minder te maak, sodat dit vir elkeen moontlik is. So moenie bang wees nie, moenie skaam wees nie, moenie sleg voel as jou finansies dit nie gaan toelaat nie. Ons verstaan, ons het begrip daarvoor, maar help ons dan, ondersteun dan hierdie projekte, sodat ons dit kan moontlik maak, sodat die kostes kan laer kom, sodat elkeen dan ook kan deel daarin, asseblief. Dan die 20ste Junie, daar is koevertjies beskikbaar. By daai deur en by die CVV tafel agter, ekskuus my vrou. Daar is koevertjies, die papierbazaar koevertjies lê op die tafels daar agter, as jy van dit nie kan neem asseblief. Dan die 20ste Junie het ons 'n teelepeltjie ete, maar hierdie jaar het hy 'n tema en al die geregte gaan pasta wees. Gaan daar pudding ook wees? Het julle al kondensmelk pasta geëet? Ons gaan kondensmelk pasta bedien. Ek weet nie. Maar dit gaan 'n pasta gereg wees. So praat asseblief met my vrou as jy vir ons 'n gereg wil maak. Ons waardeer dit altyd. Die teelepeltjie eet is my baie uniek aan ons gemeente, wat altyd baie goed ondersteun word en baie lekker saamgekuier word. So as u 'n pasta gereg wil maak, daar's net voorwaardes. Ons kan dit probeer in puddingvorm ook. Geen ertjies, geen baked beans nie. Van daai goed is regtig nie gemaak om te eet nie. Daar is nog ander, julle kan hoender probeer, ek sal die hoender, sal ek 'n klein happie van vat. Maar, julle kan ertjies en baked beans ook insit as julle wil. Dit maak jy regtig 'n verskil nie. Maar dit is 'n heerlike saamkuier. So stuur asseblief vir Jana, stuur net vir haar, ek wil graag hierdie gereg maak, en dan is dit maar gewoonlik maar so oonpan of 'n redelike geregbak grootte, wat almal dan maak, en dan kom heerlik, dan kuier ons net saam, en ons geniet alles met die teelepeltjie ete. Jy skep op met die teelepeltjie, jy eet met 'n teelepel, maar dit is 'n heerlike saamkuier geleentheid. So asseblief ondersteun ons ook daarmee. Dit is nou nog bietjie verder in die toekoms, maar dit is nog in hierdie kwartaal, maar help ons asseblief met die reëlings, sodat ons dan net ook kan sê, as dan nou 14 hoendergeregte is, dan is 1 vleisgereg, laat ons daarom vir jou sê, hoorie sok, wil nie nog net iets anders te oorweeg nie, sodat ons daarom kan kyk dat daar 'n verskeidenheid van pasta geregte is, wat ons dan die aand saam gaan geniet. Goed, dan 28 Junie tot 3 Julie is dit die Loftaal konferensie, waarheen ek en Dominee Martin gaan. Dominee Martin gaan die jeugdienste behartig daar op Loftaal en die saamkuier om die kampvuur in die aande, maar dit is 'n heerlike geleentheid, terwyl dit lekker koud is hier in die Vrystaat, dan gaan geniet ons die heerlike weer daarbo in die noorde. So asseblief, ek wil u regtig aanmoedig, as dit enigstens vir u moontlik is,
ongelukkig, daar is nou 'n waglys al vir die kamerbesprekings, want daar is ekstra kamertjies beskikbaar, maar alles is al reeds bespreek, daar is al reeds 'n waglys. So as jy nie 'n tent of 'n woonwa het nie, dan kan ons u naam ook op die waglys plaas. Maar as dit enigstens moontlik is, jy het 'n woonwa, jy het 'n tent, jy kan bietjie gaan kampeer, dis heerlik om daar te gaan kuier. So asseblief help ons wil soveel as moontlik van die gemeente wil ons na die Loftaal-konferensie neem, om daar onder die geklank van die woord te wees. Die jong mense geniet dit, hulle kom eet tydens tye omtrent is al wat jy hulle sien. Nou al wat jy sien is net wit tande en wit oë, want die res van die kind is redelik bruin, soos wat hulle speel op Loftaal. Dis 'n heerlike geleentheid om daar te gaan kuier, en dan kuier hulle almal lekker saam, en hulle speel almal saam, so, ek wil julle regtig aanmoedig, om daardie tyd dan saam met ons te gaan kuier. Goed, ons vra dan voorbereiding, vir die inhouds van ons gebedsbak, vir ons gesinne, vir ons huwelike, en dan ook vir ons kinders, vir Roosaan Stein, vir Tannie Ethel Becker, vir Wanda Viljoen, oom Johan Schreder, vir Len van Pletsen, vir klein Martin Du Plessis, vir Tannie Anna Lombard, sy is reeds uit die hospitaal uit ontslaan, maar bid steeds vir haar, ook vir Tannie Johanna Lambrecht, sy is ook terug by die huis, en Tannie Ria is ook hier by ons, waarvoor ons dankbaar is. So mag die Here dan elkeen se nood hoor, mag die Here terwyl daar ook nog uitdagings is, mag die Here dan ook voorsien, en mag die Here dan ook aanraak, in wat die behoefte ook al mag wees. Ons bid saam daarvoor. Dan die verjaarsdag wat voorlê in die week, Psalm 118 vers 24 sê, dit is die dag wat die Here gemaak het, laat ons daaroor juig en bly wees. Is oom Edwin op deurdiens? O, ek wil net sê, Tannie sit nou alleen, waar is oom Edwin? So die 22ste, Tannie Lena moet nou maar vir hom sê, die 22ste verjaar oom Edwin, en dan die 25ste verjaar Valentino Seiros. Baie geluk met oom Edwin en Valentino se verjaarsdag. Goed, dis al die afkondigings wat ek graag onder die aandag voor gebring het. Ons gee geleentheid vir die opneem van die kollekte, ons gaan 'n lied laat speel, en dan gaan Anton net vir ons een van die twee liedere kies, wat ons dan gaan staande saam sing na die tyd. So kom ons gee dan die eer aan die Here, deur die opneem van die kollekte. Kom ons lei die oë. Dierbare Here Jesus, baie dankie vir hierdie spesiale geleentheid, Here, waar dit U alles gekos het, en ons die voorreg het om bietjie te kan teruggee. En daarom bid ons, Here, kom, wys vir ons, gee vir ons die wysheid, om hierdie geld aan te wend, vir die redding van siele. Maar Here Jesus, baie dankie ook vir elkeen, wat gegee het, kom seën elke hand, maar Here, kom wees met Dominee Reino, waar hy ons met die woord gaan bedien. Here, kom grawe dit in ons harte, sodat wanneer ons hier uitbeweeg, ons sal weet, ons was in U teenwoordigheid. Amen. Vanoggend is dit vir ons 'n wonderlike voorreg, dat Jesus vir ons opgestaan het. Ons gaan weer saam lees uit Handelinge hoofstuk 4, wat nou praat oor hierdie lamgebore man, wat genees is. Dat daar 'n kennelike teken in sy lewe plaasgevind het, maar ter inleiding, dis opstanding Sondag, daar het 'n kennelike teken plaasgevind met die opstanding van Jesus Christus. Die wonderlike belofte het vir hulle begin sin maak, die oomblik toe hulle kom by hierdie leë graf, met die graf wat oopgerol is, en waar hulle toe gesien het, maar hierdie graf is leeg, Jesus Christus is nie meer daar nie. Die gewoonte tydens eet is, baie interessant in daardie tyd, was dat as iemand klaar sou geëet gewees het, dan het hulle servet opgevrommel en op die bord geplaas. Dan die gasheer en die mense wat hulle bedien het by die geleentheid, het gesien dat hierdie persoon het klaar geëet. Maar as hierdie persoon gou moes kamer verlaat of hoe ook al, is die servet mooi opgevou en op die bord geplaas. Dan het hulle geweet dat hierdie persoon kom weer terug na hierdie bord toe. En dis presies wat Jesus gedoen het met sy opstanding. Hy het die grafdoek wat oor sy gesig was, het hy mooi opgevou en geplaas. So met ander woorde, nou kom almal by hierdie graf en hulle kom doen dit aan en hulle sien, die grafdoek is mooi opgevou, Jesus gaan weer kom. Jesus gaan dan so vir ons terugkom. Hy het ons nie hierdie keer alleen gelos, hy is nie oorlede nie. Jesus lewe vir my en vir jou. Daar het 'n teken plaasgevind. Die gedeelte wat ons nou gaan lees, het daar 'n teken plaasgevind, wat selfs die skrifgeleerders en almal wat daar was,
Hulle sê self en hulle getuig, hulle dit nie kon ontken nie. Nou, toepaslik op my en jou lewe. En ek wil dit juis op hierdie manier kom inlei vanoggend, sodat ek besef, dit gaan nie net oor 'n verhaal wat ons saam lees, dit gaan nie net oor, ek is dankbaar vir wat die Here vir my gedoen het nie, dit gaan nie vir my vriende, oor my lewe, ek vloek en ek steel en ek doen daarom net nie hierdie verskriklike sondes nie. Dit gaan nie oor wat ek nie doen nie, dit gaan oor wat ek doen. So met ander woorde, ek doen ten minste nou nie hierdie slegte goeders nie, maar ek doen ook niks goeds nie. Ek maak nie 'n verskil met my lewe nie. Dan is ek nog steeds nie reg nie. Romeine, Paulus sê vir die gemeente van Rome, sê hy, oordeel regverdige oordeel. Hy sê 1 + 1 is 2. Paulus sê, en ek meen, dis een van ons gunsteling opmerkings van ons tyd. Wie gee jou die reg om te oordeel? Die woord van God gee ons die reg. Die woord van God sê, ons moet somme maak. Jakobus is bietjie meer aggressief as Paulus. Jakobus, in die brief wat hy skryf, sê, dat as daar nie werke in jou lewe is nie, dan sê Jakobus, jy lieg vir jouself. Jy is nie 'n kind van God nie. Jakobus sê, as jy nie lewe soos 'n Christen nie, dan is jy nie 'n Christen nie. En hy sê dit op grond van werke, op grond van hoe ek lewe. So ek wil in die mond van Jakobus, wil ek vir jou sê, as daar verkeerd in jou lewe is, wonder ek of jy 'n kind van God is. As daar verkeerd in jou lewe is, dien jy nie die Here nie. Is dit onmoontlik, sê Jakobus, om 'n kind van God te wees. Uit die mond van Jakobus, as jy nie 'n verskil maak met jou lewe nie, dan sê Jakobus, hy betwyfel of jy 'n kind van God is. Dan moet kennelik 'n teken in jou lewe wees. Moenie verskonings maak nie. Moenie sê, maar ek hakel nie, Moses het dit gedoen. Moenie nie sê, maar ek is eintlik 'n introvert nie. Moenie sê, ek wil nie eintlik, hoe gaan ek nou, wat ook al. Moenie verskonings maak nie. Ons dien 'n almagtige God, by wie niks onmoontlik is nie. So die wonderlike voorreg wat ons het, is om die Here te vertrou, om dit wat ek dink ek tekort kom, om dit te gaan doen. Gaan lees asseblief die woord van die Here. Klein Dawid, tydens die volgende koning wat gesalf moet word, kom die profeet van die Here daar, en Isaïe kry die boodskap dat een van sy seuns gesalf moet word as die volgende koning. Baie opgewonde, die voorreg wat hulle huis te beurt geval het, die voorreg wat hy het as vader, om dan so een van sy seuns gaan koning word. En hy laat die oudstes roep, en hy beweeg aan. En hy laat almal van hulle roep. Een na die ander ene word hulle afgewys, dis nie hy nie. En daar word gevra, is daar nie nog ene nie? Daar is nog enetjie. Maar dis die kleinste, dis die jongste, dis nou die onwaarskynlikste. Hy pas eintlik maar net skaap op dis waarvoor hy goed is. Laat hom haal. En klein Dawid word gesalf as koning. Dis die onwaarskynlikste wat die Here gebruik. Dis nie, Here, ek kan dit doen nie. Want dis nie ek wat dit doen nie. Dis my afhanklikheid van die Here, wat maak dat die Here in en deur my lewe werk, wat dit kom doen. So nou, en dis 'n moeilike boodskap vandag. Want die pad wat die Here geloop het, was nie maklik geweest nie. So ons wil altyd 'n maklike godsdienst hê. Want God is mos liefde. God sal my nie straf nie. God ken my omstandighede. Dis presies hoekom God met ons bemoeienis maak. Juis omdat hy my en jou so persoonlik ken. Juis omdat die Here weet waarmee jy sukkel. Om nie vir jou 'n verskoning te gee nie, maar om jou te help om dit wat in jou lewe nie reg is nie,
te hanteer voor die Here. En dis die wonderlike voorreg wat ek en jy dan het, om die Here te vertrou, om 'n verskil te maak deur ons lewe. Ek sê weer, Jakobus sê dat as hierdie vrugte nie in jou lewe is nie, dan dink hy nie, jy is 'n kind van God nie. En dis nou maar, ek kan sê, een persoon se opinie in die woord van die Here. Die probleem is net, dis heilige geïnspireerde skrif hierdie. Dis die woord van God. Dis nie Jakobus wat dit uitgedink het nie. 2 Timoteus 3 vers 16 sê, die hele skrif is deur God ingegee. Is ingeasem deur God in die skrywers, wat dit neergepen het, sodat dit vir ons lesse kan wees, 1 Korintiërs 10 vers 11, sodat dit vir ons lesse kan wees, wat nou lewe. Daarom al hierdie voorbeelde, daarom al hierdie opdragte, sodat ek en jy kan sien, wat moet ons doen? Want dis ons vraag. Here, wat moet ek doen? Here, help my met hierdie omstandighede. Maar dan is my gebed eintlik, Here, neem net hierdie omstandighede weg van my. Here, maak dit net vir my makliker. Het jy al 'n spotprentjie gesien van die persoon wat die kruis dra? Here, hierdie kruis is daarom baie swaar. Maak hom net bietjie korter. Maak hom net bietjie korter. Maak hom net bietjie korter. En ek wil heeltyd kompromie hê. Ek wil heeltyd dit ligter hê. En toe hy kom by die plek waar hy hom met die kruis moet neerplaas, om dan oor te beweeg, toe sy kruis heeltemal te kort. Toe het ek die evangelie van die Here so weggesny, want ek wil hê die evangelie moet my pas. Die evangelie is nie daar om jou te pas nie. God is nie daar om in jou verwysingsraamwerk in te pas nie. God is daar om jou in staat te stel. Want wie durf hierdie Goliat wees, wat die slagordes van 'n lewende God durf uitdaag? Ek sal na hom toe gaan en ek sal hom gaan doodmaak. Ek sal sy hoof van hom neem. Dis wat klein Dawid gesê het. Die onwaarskynlike, wat in die afhanklikheid van die Here optree. Elkeen van ons het uitdagings. Elkeen van ons het moeilike omstandighede. Baie van ons omstandighede is besluite wat ons mag geneem het, wat gemaak het dat ons op die plek is waar ons is. Dis nie 'n probleem nie. Die probleem is, as ek maar net daar bly. As ek nie iets doen daaraan nie. My lewe, ononderhandelbaar, moet God verheerlik. Daar's nie 'n kompromie nie. Daar's nie ander omstandighede nie. Dis 'n heilige God, wat ons nie kan sê, maar Here, ek wil U dien, maar Here, U moet nou maar net my omstandighede verstaan nie. Ek wonder net altyd, hoe gaan ons voor die Here gaan staan, en verslag doen van ons lewe? Want dit gaan kom. Die dag as jy hier jou oë toemaak op hierdie aarde, staan ek voor 'n heilige God, en dan moet ek vir God sê, wat het ek met sy genade gedoen? Nee, maar Here, my omstandighede. Dan sê ek vir God, Here, Jesus was nie vir my genoeg nie. Dis wat ek vir God sê. Die groot teleurstelling wat God het oor ons as mens. Die woord van die Here sê vir ons, dat God het geween, oor dat ons as mens hom so maklik teleurstel, en dat ons dan nie sleg voel daaroor nie. So my gebed vandag, terwyl ons hierdie gedeelte lees, terwyl ons die verhaal nou al ken, dat die Here met my en met jou sal praat. My begeerte moet jou eie begeerte wees. Here, help my. Here, U ken al my omstandighede. Daar's niks wat God nie ken nie. Here, help my, sodat ek U liefde sal raak sien. Dis nie veroordeling nie. Dis liefde, wat God ons mee wil kom help, ons wil mee wil kom toerus in ons lewe, sodat ek en jy
'n verskil sal kan maak. So mag die Here ons vandag help. Mag die Here ons genadig wees. Mag die Here ons kom toerus. Ek wil u nooi om saam met ons te lees. As ek iets mag vra, Donovan, wil jy nie daai balletjie net neersit nie, asseblief? Goed, ek wil u nooi om saam met my die woord van die Here oop te maak. Dan gaan ons saam lees, Handelinge hoofstuk 4, en ons gaan saam lees die eerste 31 verse van hierdie gedeelte. Die opskrif Petrus en Johannes voor die Joodse raad. Kom ons lees saam uit God se woord uit. En terwyl hulle besig was om met die volk te spreek, het die priesters en die hoofman van die tempel en die Sadduseërs op hulle afgekom, baie ontevrede dat hulle die volk leer en in Jesus die opstanding uit die dode verkondig. En hulle het hulle hande aan hulle geslaan en hulle in die gevangenis gesit tot die volgende môre toe, want dit was al aand. En baie van die wat die woord gehoor het, het geglo, en die getal van die manne het omtrent 5000 geword. Die volgende dag kom toe hulle owerstes en ouderlinge en skrifgeleerders in Jerusalem bymekaar, ook Annas, die hoofpriester, en Kajafas en Johannes en Alexander, en almal wat van die hoofpriesterlike familie was. En toe hulle hul voorgebring het, vra hulle, deur watter mag en deur watter naam het julle dit gedoen? Daarop sê Petrus, vervul met die Heilige Gees aan hulle, owerstes van die volk en ouderlinge van Israel, as ons vandag ondervra word oor 'n weldaad aan 'n siek man, waardeur hy gesond geword het, laat dit bekend wees aan julle almal en aan die hele volk van Israel, dat deur die naam van Jesus Christus die Nasareëner, wat julle gekruisig het, maar wat God uit die dode het opgewek het, dat deur hom hierdie man gesond voor julle staan. Hy is die steen wat deur julle die bouers verag is, wat 'n hoeksteen geword het. En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. En toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien, en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was hulle verwonderd, en het hulle as metgeselle van Jesus herken. En omdat hulle die man wat genees was by hulle sien staan, kon hulle niks daarteen sê nie. Hulle het toe al gelas om buitekant die raad te gaan, en met mekaar beraadslag en gesê, wat moet ons met hierdie manne doen? Want dat daar kennelik 'n teken deur hulle plaasgevind het, is duidelik vir al die inwoners van Israel. Ons kan dit nie ontken nie. Hulle kan nie anderste nie. Maar, dat dit nie nog meer onder die volk versprei word nie, laat ons hulle dreig om nie meer in hierdie naam met enige mens te spreek nie. En hulle het al geroep en hulle bevel gegee om in die geheel nie in die naam van Jesus te spreek of te leer nie. Toe antwoord Petrus en Johannes en sê vir hulle, of dit reg is voor God, om julle meer gehoorsaam te wees as God, moet julle self beslis. Want vir ons is dit onmoontlik om nie te spreek oor wat ons gesien en gehoor het nie. En nadat hulle nog dreigemente bygevoeg het, aangesien hulle geen rede kon vind om hulle te straf nie, het hulle terwille van die volk hulle losgelaat, want almal het God verheerlik oor wat gebeur het. Want die man aan wie hierdie teken van genesing plaasgevind het, was meer as 40 jaar oud. En nadat hulle losgelaat was, het hulle na hulle eie mense gegaan en alles vertel wat die owerpriesters en die ouderlinge aan hulle gesê het. En toe hulle dit hoor, het hulle eendragtig die stem tot God verhef en gesê, Here, U is die God wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daarin is gemaak het. Wat deur die mond van die knegt Dawid gesê het, waarom het die nasies gewoed en die volke nietige dinge bedink? Die konings van die aarde het saamgestaan en die owerstes het saam vergader teen die Here en teen sy gesalfde. Want waarlik, Herodes en Pontius Pilatus het saam met heidene en die volke van Israel vergader teen U heilige kind, Jesus, wat U gesalf het, om alles te doen wat U hand en U raad vooruit bepaal het, om plaas te vind. En nou, Here, let op hulle dreigemente en gee aan die diensknegte om met alle vrymoedigheid U woord te spreek, deurdat U hand uitstrek tot genesing en tekens en wonders deur die naam van die heilige kind Jesus plaasvind. En toe hulle gebid het, is die plek geskit waar hulle saam was, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek. Ons lees net tot daar uit die wonderlike woord van die Here saam.
Nou vriende, vir my as mens, in hierdie omstandighede waar hulle nou was, en in die omstandighede wat ons nou is, as gevolg van dit wat Paulus sê, as gevolg van dit wat Jakobus sê, hoor ons die woord van God. Ons ken die gebeure, ons weet van Jesus se kruisiging, ons weet van sy opstanding, so ons observeer dit. Ons het Vrydag gepraat oor hierdie einste gedagte ook, waar ek en jy, alhoewel ons nie direk betrokke was, alhoewel ons nie daar was met die kruisiging nie, is dit my en jou skuld. Dit is as gevolg van ons as mens, dat Jesus Christus gekruisig moes word, sodat ons daardeur vrygekoop kan word, deur sy bloed aan die kruis. Met ander woorde, ek en jy is die rede. Nou observeer ons hierdie gebeure. En nou moet ek navraag doen. Hoe is dit toepaslik op my lewe? Het dit betrekking op my lewe? Wat sê dit vir my in my lewe? En dan moet ek nou begin met inspeksie in my eie lewe. En ek moet krities wees oor my eie lewe. Nie verskonings maak oor my omstandighede, oor my besluite, oor my lewe nie. Maar ek moet nou inspekteer en ek moet kyk, wat is hier wat God verheerlik en wat is daar wat God nie verheerlik nie. En daarom is daar 'n analitiese ondersoek wat ek moet doen. Krities, 1 + 1 moet 2 wees. As dit wat ek besig is in my lewe, dit wat my lewe verteenwoordig, dit wat die omstandighede in my lewe nie God verheerlik nie, dan maak daai som nie sin nie. En dan moet ek 'n gevolgtrekking maak. Dan moet ek 'n opinie vorm. Een van 2. Ek neem genoom met my omstandighede. Ek dink God is nie wie God is nie. Ek dink nie dat God 'n regverdige oordeel oor my lewe gaan spreek nie. Ek maak maar net staat op God is liefde en hy sal my jammer kry in my omstandighede. Dit kan 'n gevolgtrekking wees. Die verkeerde gevolgtrekking, want dis nie wat die woord van die Here ons leer nie. Dit is juis hoekom God sy enige gebore seun gegee het. Ek onthou, ek weet nou nie hoe lank terug nie, het ek een keer 'n voorbeeld gebruik. My kind is springlewendig gesond. Daar is iemand wat 'n orgaan nodig het. En op 'n selfopofferende manier skenk ons die orgaan vir daardie ander persoon. My eie kind se lewe word deur hierdie omstandighede beëindig. Niks mekeer nie. Maar ons wil graag hierdie persoon 'n geleentheid gee. En hierdie ander persoon, wat die ontvanger is van hierdie nuwe lewe, misbruik dit. Is 'n totale teleurstelling vir almal. Ek onthou ek het by daai geleentheid gesê ek sal ou se bene breek. Want dit het my kind se lewe gekos sodat daardie persoon kan lewe. Om hom in staat te stel om te kan voortgaan met sy lewe. So daarom dit wat ons belê het in hom, vir hom gegee het, sal ons graag wil sien dat dit benut word, dat dit gebruik word, dat dit tot die volle potensiaal kan kom. Maar dan het ons mos altyd verskonings. Dis presies wat God die Vader gedoen het, toe hy sy seun vir my en vir jou gegee het, om in ons plek te sterf, sodat ek my volle potensiaal kan bereik. Die probleem van al die eeue, Handelinge 4 haal aan vanuit Psalm 2 vers 1 en 2, waarom woel die nasies en bedink die volke nietige dinge? Die konings van die aarde staan gereed en die vorste hou saam raad teen die Here en teen sy gesalfde. En dit word weer herhaal in ons geleesde gedeelte vers 25. Waarom woed die nasies? Waarom hou hulle vergadering? En hulle sê, ons kan dit nie ontken nie. Die teken staan hier staan hierdie man wat genees is. Ons kan dit nie ontsê nie. Dit het gebeur. Die teken is hier reg voor ons almal. Maar ons bedink het anderste, ons beredeneer het anderste en ons kom by 'n ander slotsom uit en ons opinie is net,
dis 'n eenmaal in 'n lewe gebeurtenis wat gebeur het. Ons wil nie daaraan deel nie. Ons wil nie glo nie. Ons wil nie vertrou nie. Ons wil nie so die Here dan kom dien nie. Hulle sê in vers 16, want dat daar 'n kennelike teken deur hulle plaasgevind het, is duidelik vir al die inwoners van Jerusalem. Ons, sê hulle, kan dit nie ontken nie. Maar verder gaan ons julle nog steeds ondervra, ons gaan nog steeds dreigemente gee, ons gaan nog steeds julle probeer dwing om nie in die naam van die Here voor te gaan nie. Ons tema, daar het 'n kennelike teken plaasgevind. Nou, ek het myself gaan afvra uit hierdie gedeelte uit. Daar kennelike teken plaasgevind, en nou praat ons nie nou net so seer van die opstanding van Jesus Christus, wat 'n kennelike teken was nie. Maar ons praat vanuit ons voorgelese gedeelte in Handelinge 4, waar hierdie krepelgebore man genees is. En my eerste vraag aan myself, is deur wie het dit plaasgevind? En dan moet ek myself antwoord, deur die metgeselle van Jesus. Met ander woorde, die mense wat betrokke was by die Here. Die mense wat die Here vertrou het, die metgeselle, ons eerste gedagte van Jesus Christus. Handelinge 4 vers 13. En toe hulle die vrymoedigheid, hoor nou, die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien, en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was hulle verwonderd, en het hulle as metgeselle van Jesus herken. Die kenmerke van hierdie metgeselle van die Here, is hulle het met vrymoedigheid gepraat, hulle was nie skaam gewees nie, en nou juis, onthou jy wie Petrus was, wat nou hierdie redevoering voer hier in hierdie gedeelte. Petrus was die een, wat gesê het, ek ken hom nie, wat die Here verraai het, wat weggeloop het, wat sy rug op die Here gedraai het, en onthou nie net 'n paar dae voor dit, toe die Here in die tuin van Getsemane was, is Petrus die een wat sy swaard uit sy skere uitgetrek het, toe hy die Here wil gevangenis neem. Dis hy wat Malgas, die Romeinse soldaat se oor afgekap het. Dit was hy wat gesê het, Here, al gaan nie tot in die dood, Here, ek sal saam met U gaan. En die Here waarsku hom, hy sê, Petrus, jy verstaan nie wat jy sê nie. Paar dae later, ek ken hom nie. Want ek wil nie nou deel wees van hierdie omstandighede nie. Ek wil ook nie aangekla word nie. En hy verraai die Here. Hierdie gedeelte, hy spreek met vrymoedigheid. Hoekom kom Petrus dit gedoen het? Petrus was vir 3 jaar en 'n bietjie saam met die Here as disipel. Hy het wonderwerke gesien. Hy het dit saam met die Here beleef. Maar telkens die Here wat dit gedoen het. Hy het net geobserveer. Maar toe kom hy op 'n plek in sy lewe waar die haan kraai en waar hy agterkom, ek kan dit nie doen nie. En hy verklaar hom afhanklik van die Here. Die Heilige Gees word oor hom uitgestort. Die Heilige Gees kom stel hom in staat. Die Heilige Gees gee vir hom vrymoedigheid om te spreek, sonder vrees. Petrus moes leer om afhanklik te wees van die Here. Petrus moes leer om die Here te vertrou. En dit is waar ons probleem is, dat ons nie vrymoedigheid het nie. Ons leer nie uit ons eie foute uit nie. Ons erken nie ons eie foute nie. Petrus het dit bely. Hy het dit in die hande van die Here geplaas. En hy het die Here vertrou om kragtig in sy lewe te kom inwerk. Hulle merk hulle op as ongeleerde en eenvoudige manne. Hulle was vissermanne gewees. Een van die kommentaarskrywers in die Engels praat van hulle as idiots. So, hulle is regtig baie dom gewees in die oogpunt van die samelewing. Nie baie slim mense nie. Nie baie voorlesing wat hulle kon gedoen het nie. Met ander woorde, dit is nou, maar dit is wat ons weet van hulle. Maar dit wat ons nou hoor van hulle, is nie wat ons van hulle onthou nie. En dis wat my gebed is. Ek gee nie om van jou verlede nie. Ek gee nie om hoeveel mislukkings daar in die verlede was nie. Ek gee nie om oor ander mense se opinies nie.
of hulle nou dink jy 'n idioot is of nie. Dis ongeag, want dis nie waar die klem is nie. Die klem is, dis wat ons gedink het, maar dis nie wat ons nou ervaar nie. So met ander woorde, dit gaan nie oor ander mense se menings oor jou nie. Dit gaan nie oor wat hulle opinie oor jou is nie. Maar dit gaan oor die instaatstelling, dit gaan oor die afhanklikheid wat ek van die Here het, en hoe die Here my gebruik. Hoor nou wat gebeur. En ek wil 'n ander voorbeeld vir u voorhou, uit Korintiërs uit. Die klomp hoëpriesterlike familielede wat nou hier bymekaar was, om vir Petrus en Johannes te ondervra, om nou hulle te beïndruk met hulle boekkennis, want dit was nie hartskennis gewees nie. Hulle het net geweet van die skrifte. 1 Korintiërs 14, baie interessante gedeelte, omdat nou Korintiërs, Paulus skryf hierdie brief van die gemeente van Korinte, omdat daar juis baie onder onsies in hierdie gemeente was, baie menings, baie opinies. Hulle het gesê, ek kan in 7 tale praat, jy kan net in 2 tale praat. Ek is meer geestelik as wat jy is, omdat ek in meer tale kan praat. Hulle het gespot en gesê, maar wie het jou gedoop? Hierdie en hierdie en hierdie bekende een het my gedoop. Hulle het al hierdie snaakse dinge gehad, ek het hierdie gawes en jy het nie hierdie gawes nie. So dit die hele tyd gegaan oor 'n wedywering tussen die verskillende lidmate in die kerk. Oor hoe geestelik ons is. Maar nou, hoor wat sê Paulus vir hulle. 1 Korintiërs 14 vers 23. En nou vra Paulus die vraag, as die hele gemeente dan saam vergader het, en hulle sou almal in tale spreek, wat hulle nou reken, is nou die perfekte deel, dit is nou die tentoonstelling van my geestelikheid, en almal sou in tale spreek, en daar kom onkundiges, Petrus en Johannes, typies, hierdie vissermanne, en daar kom onkundiges of ongelowiges binne, dan sal hulle nie sê dat julle kranksinnig is nie. Paulus wil net juist vir hulle kom uitwys. Dit wat die wêreld dink, die beste is gewoonlik die verkeerde. Hierdie sogenaamde populêre sieninge wat daar is in hierdie lewe, dis nie wat God verheerlik nie. Hulle het in tale gespreek vir selfverheerliking. Want kyk hoe geestelik is ek. Ek wil ander beïndruk met my geestelike lewe. En daarom gaan leer ek 'n paar tale uit my kop uit. En ek kom sê 'n klomp rympies op vir mense. Die belangrike is, Petrus en Johannes is erken as metgeselle van die Here. Vers 20 van ons geleesde gedeelte, want vir ons is dit onmoontlik om nie te spreek oor wat ons gesien en gehoor het nie, sê Petrus en Johannes. Met ander woorde, my metgeselskap beteken, dit is my onmoontlik om te getuig van die belewenis wat ek het van die Here in my lewe. Hoekom? Handelinge 1 vers 8. Maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. Julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. 'n Noodwendige uitwerking. Dit kan nie anderste nie. As daar nie die uitwerking is nie, was die vervulling met die Heilige Gees nie daar gewees nie. Is die Heilige Gees nie in my lewe nie. Daar is kennelike bewyse wat voorgehou word. Die tweede gedagte. Hierdie is die gevolg van glo en doen. Handelinge 3. Die gedeelte net voorafgaande van wat ons nou saam gelees het. Is hierdie krepelgebore man wat deur familie en vriende elke dag na die tempel aangedra word. Wat in die poorte by die ingang van die tempel sit. En wat daar nou maar sit en wag vir genade uit iemand se hand uit, vir 'n geldstukkie, vir 'n almoes, vir iemand wat hom jammer kan kry. Petrus kry hom jammer. Petrus sê vir hom, dit wat jy vra, dit het ek nie. Maar, in die naam van Jesus Christus die Nasareëner, staan op en loop. En hy vat hom in die hand, en hy staan op. Aan hom word gedoen, ver bo wat hy gevra het. Hy het net gevra vir tydelike hulp. Hy het nie gedink dis moontlik dat dit sy omstandighede kon verander het nie.
Maar aan die hand van die metgeselle van die Here, wat die Here geglo het, wat die Here gedien het, deur hulle lewens word hierdie man aangeraak. Word hierdie man se lewe verander. Daar was nie eers, Here, ons gaan nou eers gaan bid en vra, wat moet ons vir hierdie man doen nie? Dit was op die ingewing van die oomblik. Dit was impulsief gewees, toe hulle verby hom loop. En hulle besef, ons kan baie meer vir hom doen as wat hy vra. En as ek dit vir hom kom doen, hoe gaan dit sy lewe aanraak? My lewe gaan dit aanraak, ek gaan voor die hof gedaag word, oor wat ek aan hom gedoen het. Maar my getuie, die persoon aan wie hierdie weldaad gedoen is, staan langs my, en niemand kan dit ontken nie. Daar was bewyse gewees van die werking van die Here in hulle lewens. Hierdie man was meer as 40 jaar oud. Ek dink hy het al begin moed opgee, dat daar enigstens iets kan verander. Sy ouers het miskien nog gedink in sy kinderjare, die bene sal regkom, die bene sal ontwikkel, hy kruip nie lekker nie, maar ons wag maar net, dit sal nog kom, en dit het nooit gekom nie. En hy het sy eie lot aanvaar. Maar sy lot het God nie verheerlik nie. En daarom was hierdie man, deur God aangeraak in sy skoot van sy moeder, om verlam te wees, vir 40 jaar lank, sodat hierdie wonderlike dag kan aanbreek, sodat God hierdie wonderwerk in sy lewe kan doen, dan was 40 jaar se verlamdheid, was die moeite werd gewees, vir hierdie dag, wat God by my kom stil staan het. Baie keer dan sit ons net in ons probleme, en ons bekla ons probleme, en ons kla oor ons omstandighede, oor dit wat oor ons lewe gekom het, en ons wil almal blameer oor die omstandighede. Ons wil selfs God verantwoordelik hou oor hierdie omstandighede in ons lewens. In plaas daarvan om God te vertrou deur hierdie omstandighede, sodat ons hom kan verheerlik, sodat ons kan gaan vertel, sodat dit nie ontken kan word nie, maar sodat almal dit kan erken. Die Here het gewerk in jou lewe. Die vraag wat hier gevra word, is vir my 'n baie belangrike vraag in ons elkeen se lewe. Gehoorsaam ek God? Hulle het en was eintyd gehoorsaam aan God gewees. Vers 19 en 20. Toe antwoord Petrus en Johannes en sê vir hulle, of het reg is vir God om julle meer gehoorsaam te wees as God, moet julle self beslis, want vir ons is dit onmoontlik. Ek sal nie stil bly nie. Ek sal nie kan ophou praat nie. Ek sal nie kan ophou uitleef nie. Is dit onmoontlik om nie te spreek oor wat ons gesien en gehoor het nie. Daar was 'n generaal George Patton. Vir hom was gehoorsaamheid baie belangrik geweest in sy weermag, sodat elke ene wat bevordering wil hê, moet onvoorwaardelik ongehoorsaam wees aan die opdragte, aan die bevele wat hy gee. Op 'n dag was daar 'n bevordering moontlik geweest, daar was 'n plek oop geweest, en hy roep almal bymekaar, en hy gee vir die hele weermag wat voor hom staan, gee hy opdrag, dat hulle moet op sekere plekke loopgrawe gaan grou. En die loopgraaf, baie snaakse afmetings wat hy vir hulle gee, moet 2 meter lank, 1 meter breed en 30 centimeter diep wees. Nou staan al die troepe en al die range wat daar saam is, wat onder die generaal is, staan daar nou beredeneer hulle die belaglikheid van hierdie opdrag. Ek, byvoorbeeld, gaan nie pas in so loopgraaf nie. Die helfte van my gaan uitsteek. Hy gaan nie 'n doel dien as 'n loopgraaf nie. So hoekom moet dit nou so 'n belaglike afmeting? Wat gaan die doel wees daarvan? Ek gaan nie nou my tyd gaan mors en iets gaan doen wat in elk geval nie prakties is nie. Die ander troep het gesê, dis bietjie benede my rang. Daar's nie 'n manier hoe ek gaan grou nie. Die ander het gesê, dis bietjie nat vanoggend en dis reënerig en dis, ek gaan nie daar buite staan en gaan werk nie. Daar was een soldaat. Hy vra die vraag, wat maak die afmeting saak? Niemand van ons weet wat die generaal hiermee wil doen nie. Ek gaan grou. Doen wat die generaal beveel het.
gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid aan God. Petrus en Johannes se lewens is bedreig. Hulle het hulle gedreig oor hierdie boodskap. Gesê, ons gaan julle dinge aandoen. Gesê, ons gaan julle te nakom. Gesê, daar gaan gevolge wees as jy durf aanhou om in hierdie naam te preek. As jy durf aanhou om dit te sê wat jy sê. En Petrus en Johannes vra net, julle moet nou maar self beslis. Ek kan nie julle meer gehoorsaam wees as die Here nie. Ek sal doen wat God vir my sê. En hulle het daar uitgegaan. En hulle het teruggegaan na hulle mense toe. En hulle het hulle alles vertel wat met hulle gebeur het. En hulle het God geloof en geprys daarvoor. Nie, jammer my broer, jammer my suster, oor die moeilike omstandighede wat jy nou net deur is nie. Ons het nou maar gehoop, dit kom nie oor jou lewenspad nie, maar ons is nou so dankbaar dat jy daarom nou ongeskonde is. Daar kom nog dreigemente, daar kom nog probleme. Moenie jammer vir jouself voel nie. Voel jammer vir dit wat hulle aan die Here gedoen het. En daarom kan ek nie anders as om 'n lewe te leef om God te verheerlik nie. En daarom het hulle onmiddellik verder gaan vertel. Die rede oor hoekom ek hier is, die rede oor hoekom ek mens is ek moet God verheerlik. Dis die slotsom van my lewe. Die slotsom is nie as ek moet mooi na my kinders kyk nie. Want ek kan nie mooi na my kinders kyk nie. Ek's 'n mens. Weet jy wat is die onveiligste plek in 'n voertuig om te sit? Volgens statistieke. Die passasier links voor. Hoekom is dit die onveiligste plek? As daar 'n botsing kom, dan draai ek weg, ek keer vir my eie lewe. En dis nie omdat ek selfsugtig is, of dis instink. Dis mens. Ek keer vir my eie lewe, en dan se ander geliefdes wat in die noodlot is. Dis menslik. Maar nou sê die Here vir my, hy maak meer saak as enigiets, selfs as ek self, in my lewe. Handelinge 4 vers 21. En nadat hulle nog dreigemente gevoeg het, aangezien hulle geen rede kon vind om hulle te straf nie, het hulle ter wille van die volk hulle losgelaat, want almal het God verheerlik oor wat gebeur het. God soek nie na ons, omdat ek nou as koningskind 'n inwoner is van 'n paleis nie. God soek passievolle aanbidders, vir wie dit nie gaan oor die paleise inwoning nie, oor die voorregte nie, maar dit gaan oor om in die teenwoordigheid van God te wees, om God te verheerlik met my hele lewe. Daarom hierdie belydenis uit die mond van Petrus en Johannes, en nadat hulle dit hoor, het hulle eendragtig die stem tot God verhef en gesê, Here, U is die God, wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daarin is, gemaak het. Daarom, Here, wil ons U naam verheerlik met alles in ons lewe. En dit is my slotsom van my lewe. Dit is die kennelike teken wat raak gesien moet word, sê Jakobus. Ons het nou die informasie. Ons weet nou van die gebeure. En dis nie net 'n storie nie. Dis geskiedenis hierdie. Dis gebeure wat afgespeel het in ons leeftye hier op aarde. Nou het ek en jy 'n besluit wat ons moet nou maak. Ek kan verskonings gee. Ek kan baie verskonings gee. Verskonings is nie moeilik nie. Maar daar is nie verskonings om te maak nie. Is jou belange vir jou belangriker as om God te verheerlik? Is jou omstandighede vir jou belangriker as om die regte ding te doen?
Ek is so dankbaar dat hierdie manne gehoorsaam aan die Here was. Anders kon hierdie woord nie vir ons opgeteken geword het nie. Anders kon dit ons nie geïnspireer het nie. Anders kon dit nie vir ons 'n doel gegee het om voor te lewe nie. Anders is ons almal maar net moed opgegee het en oorgegee het en gesê het, laat dit maar net gebeur. Ek is verantwoordelik vir my lewe. Die woord van die Here is baie interessant, sê, jou lewe is altyd deur in jou hande. Jou lewe is nie altyd deur in God se hande, soos wat ons dit sou wou laat klink het in die woord nie. Jou lewe is in jou hande, net omdat jy die besluit moet neem. God neem nie namens jou die besluit nie. En is moeilike besluite, ek stem saam daarmee. Maar God gee jou die geleentheid om die besluit te neem, om hom te verheerlik. Daarom mag die Here ons elkeen help. Mag die Here, die omstandighede wat daar is, mag hy ons krag gee om dit te kan hanteer. Dat ons dit kan oorwin, sodat daar 'n kennelike teken kan wees in ons lewens. Want die probleem is, daar kom weer dreigemente, daar kom weer uitdagings. En dan gaan ek nou terugkyk na hierdie oorwinnings wat die Here vir my gegee het, dan weet ek kan daardie ook hanteer, want die Here het my hier gehelp. Afhanklik van die Here. So mag daar kennelike tekens in jou lewe wees. Sodat daar 'n getuienis kan uitskree van jou lewe, dat jy kind van God is, dat jy God verheerlik met alles in jou lewe. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir u groot genade. Dankie Here dat ons u kan lief hê. Here, dankie dat ons u kan eer. Dankie Here dat u ons op hierdie dag hier bymekaar gebring het. Here, dankie dat ons u woord kan hoor. Here, dankie dat ons nie hoef verskonings te maak vir u woord nie. Here, u sê self dat u woord is soos 'n tweesnydende swaard, wat indring tussen murg en been, tussen siel en gees. En Here, daarom, terwyl u die groot geneesheer is, Here, terwyl u die beste weet, Here, dankie dat u besef, dat dit vir ons as mens baie keer moeilik is, om hierdie besluite te neem. Dankie dat u ons daarom help, om dit te kan neem. Here, dankie dat u ons in staat stel. Dankie Here dat u ons lewens wil gebruik. Dankie Here dat u dan so betrokke is in ons lewens, sodat ons u naam in alles kan verheerlik. En daarom Here, help ons. Here, kom wys vir ons wat nie reg is nie. Here, dankie dat ons van u afhanklik kan wees, sodat u vir ons die krag kan gee, sodat ons die oorwinnings kan hê, sodat ons kan opstaan vir u, sodat ons u naam kan verheerlik. Help ons Here, wees ons genadig, dra ons deur en word u naam alleen groot gemaak. Amen. Ek wil u nooi vriende om saam met my te staan, dan gaan ons ten slotte saam 'n lied sing, die oorwinningslied. Dit gaan nie vir my oor, ek wil nou nog bely nie, ek wil nog vir die Here kom sê wat verkeerd is, ek wil nog kom hoor hoe die Here wil hê, ek moet dit hanteer nie, dit gaan nie vir my eens daaroor nie. Die Here praat, die Here was hier teenwoordig, is sy belofte, so met ander woorde, ons hoor die woord van die Here, en ek neem 'n besluit. En my besluit is, die oorwinning, wat ek wil behaal in sy naam. So kom ons proklameer dit, deur die sing van hierdie lied. Kom ons sing. Ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.